Dis kragtig, né? As jy jouself vanoggend eerlik maar die vraag moet afvra. As die mense jou ken, sal hulle Jesus ken. Die manier hoe jy hulle hanteer, die manier hoe jy met hulle praat, die manier hoe jy hulle laat voel as hulle in jou teenwoordigheid is, sal hulle Jesus kan raak sien en ervaar deur jou. Weet nou, ons wil altyd vir mense preek en boodskapies oordra, en ons stuur die vers, ons doen al hierdie mooi goeters. Maar hoe ervaar hulle jou? Ervaar hulle jou as iemand wat hulle die hele dag wil verander en die slegte in hulle raak sien en weet, ons ervaar so baie boodskappe in hierdie wêreld. Ek glo as ons eerlik kan weet, daagliks word jy gebombardeer met jy is nie goed genoeg, jy moet harder probeer, jy moet harder werk om iets te bereik in die lewe. Terwyl, as ons kyk na die evangelie, is die volle prys klaar betaal. Daar is niks wat jy hoef te doen, dat God jou lief het, jy het jou klaar lief. En as ek sê, daar is niks wat jy hoef te doen, die praat ek van die hele wêreld. Elke liewe persoon. Jou grootste vyand, die een wat jou die meeste skade, die meeste leed aangedoen het in hierdie lewe. Wat dalk jou hele lewe verwoes het, jy voel dalk daai persoon het alles van my vernietig. Jesus het gesterf vir hom. Toe Jesus sê, dit is volbring, toe het hy die volle prys betaal vir daai vyand van jou se foute. Toe het hy die volle prys betaal vir die persoon wat jou skade aangedoen het. En so baie keer kyk ons na onsself en ons dink, okay, ek is alright, weet, ek is nie so sleg soos daai ene nie. Wie van julle ervaar het ook so? Wanneer mense verkeerde goeders doen aan iemand anders, dan hoor ons dit en ons dink, jy weet, dis nou nie so nice nie, maar dit raak ons nie regtig. Jy weet, jy voel of ongelukkig, maar dit is nie so erg nie. Maar die hemel weet, laat iemand net op jou toon trap. Dan is dit die grootste sonde onder die son. Weet, hoe durf hy dit doen? Maar in vergelijking met wat ander mense deurgaan, is dit dalk 'n druppeltjie in die emmer. Maar vir jou voel dit of die hele emmer op jou kop uitgegooi is, wanneer dit met jou gebeur. Weet en dan, dink ons, weet, die persoon is die slegste persoon onder die son. Nou wil ek jou vra, wat is jou gedagtes? Wat is jou gebed? Wat is jou uitroep, wanneer jy aan so 'n persoon dink, of wanneer jy aan so 'n situasie dink? Is ons uitroep in ons gebed self gesentreerd, en dit sê, dit gaan oor my, Here, verander my situasie, vat die pyn weg, Here, straf vir Pietie, straf vir Janie, Here, geef hom wat hom toekom. Of hoe kyk ons na die persoon? Ek wil vir ons lees, Genesis 11. Ons is mos besig hierdie kwartaal met gebed. Weet, 'n gebed het baie te doen met woorde en ook die gesindheid van ons harte. Want wat help het, Jesus sê, julle eer my met julle lippe, maar wat is ver van my af? Jou hart. Want ons kan nie regtig goed praat. Jy kan vir iemand die regte versie stuur, jy kan vir iemand alles mooi doen, maar as hulle in jou teenwoordigheid is, wat tel hulle op? Tel hulle op, nee, ek hou nie baie van jou nie, jy sê so, nee, ek wil nie assosieer met jou tipe nie, jy maak mense seer, ek bly weg van jou. Ek lees vir ons uit Genesis 11 vanaf vers 1. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en dieselfde woorde. So dink net as almal Afrikaans was, dan was dit soveel makliker. Ek sien party keer hoe hakel ek met die Engels en die aksent wat nie so lekker deurkom nie. Ek weet nie of julle ook sukkel met sulke dinge nie. Ons sal eers probeer van praat van Kosa en van die ander nie, né? Vers 2 en toe hulle weggetrek na die ooste. En hulle vind daar 'n laagte in die land, Sinear, en daar het hulle gaan woon. Vers 3 sê, daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand. En hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. Hoor gou vers 4. En hulle sê, kom laat ons vir ons
'n stad bou en 'n toring, waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Wat staan vir julle uit in daai versie? Ons. Jy weet, nêrens kom jy die naam God voor nie. Nêrens word God geken in die saak nie. Ons. Ons gaan dit doen. Ons planne. Ons gaan 'n toring bou tot aan die hemel. Ons sal self in die hemel kom. Ons het ons plan, ons het ons vermoëns, ons het ons manier. Vers 5 sê, toe daal die Here neer, en ek dink dat hy om die stad en die toring te besien, waaraan die mense kinders gebou het. Jy weet, so God is nie skieurig, hy sê, kyk, kom ons kyk wat hierdie groepie onse probeer doen. Jy weet, hulle het hulle plannetjies, hulle het hulle schemes, en God is nie skieurig, en hy kyk wat daar aangaan. En vers 6 sê, en die Here sê, daar is hulle nou, een volk, en almal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Een volk, een taal. Toe sê hy, nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees om te doen nie. Daar's krag in eenheid. Daar's krag in samewerking. Weet ons is so geneig, weet ons, elkeen het ons eie plannetjies en die Here het 'n spesiale plan vir my en 'n spesiale talent vir my en hy het hierdie goed as 'n spesiale roeping en alles en is fyn. Weet ek sê nie eenheid is almal trek dieselfde aan, almal sing dieselfde, almal hou van dieselfde, almal eet dieselfde, almal praat dieselfde nie. Eenheid beteken daar's diversiteit. Weet, God het elkeen van ons spesiaal geskape. Daar is nie nog 'n Fransina nie. Dink het hoe erg sou dit gewees het, arme Andrei sal mal geraak het. Nee, ek spot. Maar daar is net een van elkeen en God het vir jou so spesiaal aan mekaar geweef en gesit. En hy het geweet wat 'n plan hy vir jou voorberei het. Wat vir jou wag in die lewe en hy het geweet jy is uniek geskape vir daai spesifieke situasie. Hy gaan dit vir iemand anders te kry. Hy weet hy het jou toegerus om daai situasies te oorwin, deur te kom en nog jou lig te laat skyn in die proses. Jy weet, God kon vir jou 100 jaar vroeër gebore laat word het. God kon jou 100 jaar in die toekoms gebore laat word het. God kon jou in 'n ander land laat gebore word het. Maar God het 'n spesifieke tyd afspraak met jou in hierdie era, in hierdie dorp, in hierdie land waarin jy is. Om jou te gebruik tot die verheerliking van sy naam. Nie ons naam, dat ons vir onsself 'n naam maak en sê hoe oulik is ons en hoe grand is ons en wat het ons alles reg nie. Hoor wat sê vers 7. Toe sê die Here, kom laat ons, daar's 'n ons in die Here ook, Vader, Seun en Heilige Gees, kom laat ons neerdaal en hulle taal verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. Weet jy, hulle was besig om hierdie toring te bou, en God sê, hulle sal bereik wat hulle beplan het. Maar God, ek dink dat sy hart het gesê, hulle het my nie geken in die saakie. Hulle was besig met hulle eie planne, hulle eie schemes. Het gegaan oor hulle naam, hulle eer, wat hulle kan doen. Hulle wil 'n plan maak hoe om tot in die hemel te kom. So het die Here dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want die Here het die taal van die aarde verwar. En daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Weet, Babel beteken confusion. Daar was verwarring. Hulle het mekaar nie verstaan nie. Nou wil ek vanoggend vir jou vra, wanneer jy na mense kyk, wanneer jy na situasies kyk, en jy sal daaroor praat, gaan die wêreld jou verstaan of gaan die wêreld jou nie verstaan nie. As jy kyk na die omstandighede in die land, praat jy dieselfde as die wat nie glo nie. Daar's nie hoop nie. Daar's nie 'n toekoms nie. Ek moet maar trek, my kinders het nie 'n toekoms hier nie, ons moet in 'n ander land gaan bly. Weet, die regering sal nooit verander nie. As jy kyk na jou man en jou vrou, wat sien jy in jou huwelik?
Wat sien jy in jou huisomstandighede? Praat jy dieselfde as die wêreld? Kan julle met mekaar relate? Of as die wêreld na jou luister? En hulle sien jou woorde en hulle sien jou aksies. En hulle weet waartoe jy gaan sê hulle maar luister, jy's mal. Hoekom is jy nog saam met daai man? Hoekom is jy nog saam met daai vrou? Hoekom betaal jy nog jou belasting? Alles gaan tot niet. Weet of gaan hulle sê, maar ek verstaan nie, hoe kry jy dit reg nie? Hoe kry jy dit reg om nog steeds in 'n God te glo terwyl al die goed met jou gebeur het? Want dis hoe die wêreld dink. Weet jy, nou wil ek jou vra vanoggend, het jy in die wêreld dieselfde taal? Is jou gebed en die wat in die wêreld is, die wat regtig waar nie 'n verhouding het met Jesus nie, is jou gebed en hulle gebed dieselfde? Of kan jy regtig waar sê, my gebed vanoggend is anders? As ek bid, dan bid ek dat God my vyande seën. Ek bid nie, Here, straf hulle wat hulle verdien het nie, dalk verdien hulle dit. Maar wat is in jou hart? Wat bid jy? Of is ons selfsugtig in ons gebede? Bid jy net, Here, verander my vrou, verander my man, want die huwelik raak ondraaglik. Bid jy wat jy sê, ek soek die gemaklike deel in die lewe. As my vrou verander, dan is dit koel en kalm. Weet, as my vrou verander, het ons nog 20 kinders by. Maar as gevolg van haar, moet ons aanneem, ek spot. Maar, jy weet, wat is in jou hart, waarvoor bid jy? Bid jy regtig wat jy sê, ek bid dat my man en my vrou, my kinders, my werkgewer, my mede-kollega, ek bid dat hulle Jesus ontmoet. Dis my uitgangspunt. Of bid jy net, Here, geef my iemand anders om mee saam te werk, dan werk ek lekker. Ek het die dag so ding gekyk, en Paul het ook gekyk, waar die ou sê, weet, ek kan 'n goeie pastoor wees, as dit nie was vir my gemeente nie. Weet, ek kan 'n goeie man wees, as dit nie was vir my vrou nie. Ek kan 'n goeie pa of ma wees, as dit nie was vir my, as dit nie is vir my kinders nie. Dit is dit die houding wat ons moet hê, om te sê, my Christendom is afhanklik van hoe mense my hanteer. Van die woord van die Here leer ons, hy sê, wat baat dit, julle doen goed aan die wat vir julle goed doen. Julle seën die wat julle seën, julle gee aan die wat vir julle gee. Maar hy sê, bid vir jou vyande, seën die wat jou vervloek, doen goed aan die wat kwaad doen aan jou, sodat julle kinders van God genoem kan word. Want hy laat die son opgaan oor die slegtes en die goeies. So jy is niks spesiaal as jy bid vir die wat vir jou bid nie. As jy goed doen aan die wat vir jou goed doen nie. As jy dra koffie aan vir jou vrou wat hy vir jou koffie aangedra het, wat doen jy? Jou challenge is om elke dag 5 uur op te staan vir jou vrou koffie in die bed te vat en met sy slaapblok in 'n ander kamer. Sy wil nie langs jou slaap nie. Dis jou uitdaging. Nou begin jy wees soos wat jou Vader in die hemel is. Maar ons is so geneig, jy weet, ons lewe in hierdie wêreld van ek doen aan jou wat jy aan my doen. Weet dan ons sukkel om oor te gee, hierdie koortjie wat jy biestel en nou ons sukkel om oor te gee en sê, Here, U veg vir my. Ek gaan nie rond hardloop en self veg nie, U veg vir my. Weet, alles, die persoon het my soveel skade gedoen, maar Here, ek gee dit in U, ek los dit in U hande. Ek los dit in U hande. Het Jesus wandel op aarde. Wie van julle wil graag wees soos Jesus? Ek het sien. Of het julle 'n ander rolmodel? Net seker maak, raak dit Oprah. Weet, Lukas 5 vanaf vers 27 sê, en na hierdie dinge het Jesus uitgegaan, en 'n tollenaar, weet, dis nou een van die garra mense, dis nou soos daai gomsnywer op straat, so tipe persoon. Jy weet, iemand wat jy half neerkyk op as jy nou kyk na werke en daai klas dinge. Het die tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En Levi het opgestaan en het alles verlaat en hom gevolg. En Levi kom toe by sy huis en hy maak 'n groot feesmaal vir hom. En daar is 'n groot menigte ander tollenaars, ander gomsnywers en ander wat saam met hom aan tafel was. Jesus kuier saam met die mense wat jy nou dink, luister, dis nie my crowd nie. Dis nie die mense met wie ek meng nie. Jy weet, ek is bietjie meer heilig. Ek was daarom langer in die kerk, jy weet, ek het daarom nou al 'n paar goeders deurgegaan, so hulle moet nog eers daai lesse deurkom en dan kan ons gesels.
En hy sê vir hulle, en Jesus kuier saam met hulle aan tafel. En hier kom die skrifgeleerdes en die fariseërs, kom ons noem dit nou maar die regverdiges, die wat elke Sondag in die kerk sit, die pastore, die ouderlinge, die diakens, almal wat hoog heilig is. En hulle kom by Jesus en sy disippels en hulle murmureer en sê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en die sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Weet en wat is Jesus 'n groot opdrag? Gaan uit, maak disippels. Weet as jy sê jy's 'n disipel van Jesus, dan moet jy mos loop waar hy geloop het. Jy moet doen wat hy gedoen het, jy moet sê wat hy gesê het, jy moet mense hanteer soos wat hy hulle hanteer het. Jesus se grootste stryd was nie met die tollenaars en die sondaars nie. Sy grootste stryd was met die wat in die kerke sit, in die banke sit en neerkyk op ander se foute uitwys, ander oordeel, ander veroordeel, ander sleg sê, ander beledig, ander se hoop wil wegvat. Want ek luister baie keer hoe praat ons gelowig, as hulle nee man, ek dink daai persoon bid vir nie, die Here het 'n ander plan. Dan dink ek, jy wil daai persoon vat van dit wat hy vir God voor vertrou, jy wil hom sê, luister, hier is vir jou wêreldse opsie, hier is vir jou wêreldse antwoord. Dit is baie keer wat ons doen. Ons dien 'n God van wonders, wat by wie die onmoontlike moontlik is. Maar as mense na jou kyk, as mense na jou luister, trek jy hulle na Jesus toe. As mense met jou praat, raak hulle opgewonde en dink jy, die Here het vir my 'n deurbraak in gedagte, as hy dit vir Quentin kan doen, as hy dit vir Louis kan doen, as hy dit vir Theo kan doen, as hy dit vir wie ewer kan doen, dan kan hy dit vir my doen. Is hy ervaring wat jy het in hy revelation van wie jy is in Christus, so oortuigend in jou hart, dat dit ander mense aansteek? Of praat jy dieselfde as die wêreld in jou omstandighede, in jou moeilikheid? Dat hulle dink, ek het nou so met hierdie persoon gepraat, ek is nou so laag, ek kan kitevlieg onder die mat. Ek wil nog 'n stukkie lees uit Lukas 18. Het Jesus weer so 'n revelation wat hy deel, en hy sê, en hy het met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is, en die ander verag hierdie gelykenis vertel. Jesus sê, daar het 2 mans opgegaan na die tempel om te bid. Die een is 'n fariseer en die ander een is 'n tollenaar. En die fariseer staan by homself, daar op die straathoek, en hy het so gebid, o God, ek dank U, dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdig, egbrekers. En hy kyk na die tollenaar en sê, of dalk ook soos hierdie tollenaar hier langs my. Nou sê hy, nou begin bid, hy sê, Here, U sien, ek vas 2 keer 'n week. Ek gee 10% van alles wat ek kry. Weet ons kan nog baie keer, Here, ek sit in die kerk, ek is in die band, ek preek op 'n Sondag, ek gee baie goeders weg vir die armes. Jy weet, ons kan onsself so regverdig en ophef, asof ons nou aan die linkerhand van God moet staan. Jy weet, ons het die ander ereposisie ingeneem. En hy gaan verder, en hy sê, en die tollenaar het ver weg gestaan. Hy voel amper nie eens waardig om in die tempel in te kom nie. Weet, hy staan aan een kant. En hy wou self sy oë nie na die hemel ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. En hoor wat sê Jesus, ek sê vir julle, die laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verneder, elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Jy weet, die ding wat jou wat jou kwalifiseer by Jesus, is humility. As jy by God iemand of iets wil wees, moet jy die minste wees. Hoekom dink jy sê Jesus, as iemand jou by een wang slaan, draai die ander wang. As iemand van jou onderkleed neem, gee aan om jou bokleed. As iemand met jou 1 myl afdwing, loop met hom 'n 2 myl saam. Wees die minste, al is dit verkeerd. Al is dit verkeerd, ek weet, dit is nie altyd fair in 'n mens se oë en 'n mens se lewe nie. Maar God wil iets doen in jou hart, en hy wil iets doen daar vir die ander persoon. Ekskuus.
Marco, kom help gewees, want ek weet nou nie om die ding vas te kry nie. Ok, ek dink hy is alright. Weet God wil iets doen in en deur jou en vir die ander mense ook. So, wanneer jy die tweede myl stap, wanneer jy iemand onvoorwaardelik vergewe, nie net sê ek vergewe jou nie, wanneer jou gedrag en die manier hoe jy daai persoon hanteer, na die insident om laat voel, wow, die persoon het niks meer teen my nie. Ek ervaar liefde en omgee van die persoon af. Dan skep jy mos 'n atmosfeer waarin die Heilige Gees kan werk in daai persoon se lewe. Want wie van julle het al probeer om iemand te verander? Kom, wys my gou, wie van Sherine het jou die probeer verander? OK, het dit gewerk? Weet, ons praat met mense en ons sê praat mooi en dan bid ons vir hulle en dan woeps, sit hulle weer vas in die modder. Dan gaan haal jy hom weer uit die moddertjie uit en dan praat jy met ons, spuit hom mooi skoon af, bid vir hom en dan woeps, dan sit hy weer in die modder. Weet dan wat as jy, ag nee man, jy is 'n vark, jy bly 'n vark, jy sal 'n vark bly tot jy doodgaan. Gaan speel maar in die modder. Weet dan sit ons met hierdie goeders en ons probeer so hard en ons bid en dan dink ons nou, ja ek het nog gebid en dit gaan nou werk. Maar wat skep jy rondom dit? Is jy besig om daai persoon, weet ons kan ons mense baie op 'n mooi manier laat skuldig voel. Weet jy wil vir hom sy sonde uit te wys sonder om sê jy's eintlik 'n sondaar, wie sleg. Dit is nie ons werk om iemand te oordeel en te veroordeel. En die woord, ons het laasweek gehoor, die Heilige Gees is een wat oordeel, wat ons getuig van, wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit is nie my en jou werk nie. My en jou werk is om die liefde van Jesus uit te leef, sodat die Heilige Gees sy rol kan opneem. Maar ek en jy kan dit nie doen sonder dat die Heilige Gees in ons woon nie. Dit is onmoontlik. Weet, liefde is nie iets wat jy self voortbring nie. Geduld is nie iets wat jy self voortbring nie. Vriendelikheid is nie iets wat jy self voortbring nie. Wat is dit? Die goed wat ek nou besig is om te noem, wat is dit? Die vrugte van die Gees. Het jy gehoor, daar's nie werke van die Gees nie. Daar's vrugte, dit kom natuurlik. 'n Boom werk nie om 'n lemoen voor te dra nie. As hy 'n lemoenboom is, dan braai hy lemoene. As die Heilige Gees in jou woon, dan kom dit natuurlik uit. Weet ons, al wat ons kan doen is ons kan die werke van die vlees voortbring. Daar's nie vrug van die vlees nie, daar's werke van die vlees. Ja, en daar's weer nie werke van die Gees nie, daar's vrug van die Gees. Dis iets wat God in jou hart doen. Maar dit begin by 'n revelation van wie God sê jy is, jouself verneder en sê Here, ek het U nodig. Weet nou vir kom ons weer terug na gebed toe. Wanneer jy bid, waarvoor bid jy? Bid jy die hele tyd dat ander mense verander of sê Here, verander my. Ek wil wees wie U wil hê ek moet wees. Ek wil wees wie U Quentin geskaap het in hierdie era, in hierdie dorp, in hierdie land, om te wees wie God my geskaap het om te wees, om 'n ambassadeur te wees vir hom, om glorie aan God te bring. My woorde, my dade, my gebede, alles. Vra jouself die vraag af, dit wat jy doen, bring dit eer aan God of nie? Die manier hoe jy met mense praat, die gesindheid in jou hart teenoor mense, dalk weet hulle nie daarvan nie. Bring dit eer aan God, want hy kyk na jou hart. Hy kyk na jou hart. Weet en ek weet dit is makliker gesê as gedaan. Maar dit is eintlik so eenvoudig. Dit is net 'n sterf in jouself. Sê Here, ek kan dit nie doen nie. Ek het U nodig. Ek het U nodig. Weet, die dorp is nie begin deur mense nie. Die land is nie begin deur mense nie. Ons dink dalk mense het goed begin. God het alles vooraf bepaal. Jy is hier geplaas om 'n verskil te maak in manne en vroue se lewens. Weet, as ons praat van eenheid, dan is er verskillende mense, verskillende gawes, verskillende talente, verskillende belangstellings. Maar as een ding wat eenheid moet wees, ons moet gebou wees op die fundament Jesus Christus. Daar kan nie 'n ander fundament wees nie. As jy op enigiets anders te gebou is op jou betrokkenheid by godsdienst, op jou religion, op jou kwalifikasies, op jou werk, op wat ook al, you will have no influence. You will have no influence.
Dit kan net gebeur wanneer ons gebou is op die fondament Jesus Christus met hom as die hoeksteen. As ek vir julle kan sê, of kan vra, weet en ek bedoel, hier skiet almal tekort, want nie een van ons is perfek nie. Maar dit het nog nooit gegaan oor jou talente en gawes nie. Ja, dalk sê jy, ja, ek het die gawe van genesing, ek kan bid vir mense en hulle kan gesond word. Dalk kan jy profeteer, laat die spoeg spat. Dalk kan jy, man, jy die mooiste sangtalent, as jy begin sing, dan word mense meer gevoer, en jy kan dalk die dromme slaan, en die keyboard speel en alles, en jy het al die talente, en gawes wat jy voel God vir jou gegee het. Wat is jou karakter? Wat is jou karakter? Karakter is wie jy is. En dan glo ons karakter word getoets wanneer dinge verkeerd gaan. Wanneer jy verkeerd hanteer word, dan kom dit wat die binne in jou is, kom na vore. Dit is maklik om 'n goeie karakter te hê wanneer almal jou reg hanteer, maar jou karakter word so getoets wanneer mense jou te nakom, wanneer goed nie werk nie. Wat kom dan uit jou mond uit? Die woord van die Here sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat kom uit jou mond uit wanneer jou bankrekening sê, laat jy 'n sent oorie? Wat kom uit jou mond uit wanneer die dokter sê, sorry, ek kan niks meer vir jou doen nie? Wat kom uit jou mond uit wanneer die persoon wat jy die minste van verwag het jou so teleurstel in die lewe? Want dis wat in jou hart is daai tyd. En ek weet dit is hard, daag ons uit. Maar dit is ook dit wat jou wys waarvoor jy na God moet gaan in gebed en sê, Here, ek kort dit. Ek kort dit in my lewe, ek het dit nie op hierdie stadium in my hart nie. En dis hy sterf in jouself en sê, Here, ek is so afhanklik van U, want ek kan nie die vrugte voortbring nie. Dit is onmoontlik. Jaag meer die karakter na as wat ons Here bid dat U my gebruik, Here, dat ek vir die siekes kan bid en hulle word gesond, of Here gebruik my dat ek kan profeteer, of Here gebruik my dat ek oulik kan preek, of Here gebruik my die. Bid eerder vir die karakter en sê, Here, ek soek. Ek wou dit vanoggend saamgebring, het ek het vergeet van, is nie 'n ding nie. Is die ding oop? Hy is oop, toe maar. Ons het een keer 'n ding gedemonstreer van, as jy, sê maar 'n blik vat, en jy gooi 'n klomp geld in die skit om, dan maak jy mos 'n hele klomp geraas. As jy so 'n bietjie stroop vat of iets tuis en jy gooi dit in en jy gooi dieselfde geld in die skit om, dan sit alles vas, dan hoor jy niks nie. Wat sê die woord van God oor liefde? Hy sê al, het jy die tale van mense, en dan het jy al die profesie en al die uitleg, en dan gee jy al jou goed weg, en dan gee jy jou liggaam op om verbrand te word, en jy het nie die liefde nie, dan maak jy net 'n klomp geraas. Jy beteken niks, jy maak net geraas, dat mense kyk hoe jy hulle hanteer. Mense kyk hoe jy hulle laat voel as hulle in jou teenwoordigheid is. Jy kan al die versies quoteer, jy kan vir hulle goedjies aandraan alles, maar die oomblik as jy nou gee ek vir Sherin, ek weet sy korte brood. Nou gee ek vir die broodjie en nou kom ek by Rian en ek sê, "Jessie, jy gesien, daai Sherin hulle drink so, hulle het nie geld vir brood nie." Weet wat help dit, ek gee vir die brood, maar agteraf maak ek haar sleg. Agteraf wys ek haar foute uit en ek sê, dis hoekom hulle so is, dis hoekom hulle so is. Wat se liefde in jou hart is vir jou medemens? Wat help dit jy gee die brood? God kyk na ons harte en hy toets ons en hy kyk, wat gaan nie aan? Weet ek dink, Jesus praat en hy sê, ons is almal deel van die liggaam. Weet hy sê, daar's verskillende lede aan die liggaam. Almal is dalk nie so grand, almal is nie die oogie, almal is nie die oor nie. Party is dalk die klein toontjie en party is dalk die lang naal van die klein toontjie, party is dalk die veilis onder die naal van die klein toontjie, ek weet nie. Maar hy sê, weet die dele wat jy swak is. Wie van julle weet wat sê hy, wat gebeur met daai dele? Die deel wat jy swak is en wat nou half beskaamd is, weet jy wat doen hy met daai deel? Hy sê daai deel vat jy en jy beklee hom mooier. Jy beskerm daai deel juis meer. Maar wat is ons geneig om te doen wanneer iemand 'n fout begaan? Wanneer iemand iets verkeerd doen wat iemand swak is? Dan wys ons van dan sê jy gesien wat het daai ene gedoen. Die liefde sê dit bedek alles. Weet ons is geneig, ons maak oop. Jy het gesien wat het Louis weer gedoen. Jy sien hoe praat hy met daai een, het jy gesien wat doen hy? Dis mos nie liefde nie. Hy sê dan juis ons bedek daarin, so wanneer jy weet iemand 'n swakheid het, moet jy daai persoon meer aandag gee.
Moet jy meer vir hulle bid? Moet jy meer by hulle gaan kuier? Moet jy meer vir hulle sê, hoe kan ek jou help? Wanneer iemand ons skade aan doen, dan sê ons, nee, wag, nou gaan ek jou gou. Nou het ek sommer bewyse en ek het al hierdie goeders en ons wil mekaar so vernietig. Nou wil ek vra, wat gaan in jou hart aan? Het God se gees sal jou nooit lei om woorde te spreek wat afbreek nie, wat kritiseer nie, wat iemand se identiteit wil skaad nie, wat iemand se sondes in die lig wil bring nie. Dis nie God se gees nie. Vir die oomblik wanneer jy so praat van iemand, maar jy weet, luister, jy operate nou nie onder die gees nie. Jy is besig om in die vlees te operate hierso. Weet, die Heilige Gees spreek woorde wat opbou. Spreek woorde wat bemoedig, wat versterk, wat hoop gee. As jou woorde nie hoop gee nie, as jy mense afbreek, moet jy self afvra, waar in wat operate ek nou? Weet, as al goeders wat afbreek en vernietig, is dit nie die gees van God nie. Jesus het gekom en het gesê, ek sal my kerk bou. Hy het nie gekom en gesê, ek gaan my kerk vernietig nie. Ek gaan my kerk omsleg maak nie. Ek gaan my kerk beledig nie. Ek gaan my kerk afkraak nie. Ons is almal deel van die kerk, ons is almal deel van die liggaam van Christus. So as jy mekaar kritiseer en afbreek, dan is Jesus nie besig om te bou nie. Dan is dit iets heeltemal anderste. Die Here het jou so lief. Sy hart vir jou is om te sê, ek wil jou daarbo hê, ek wil jou optel, ek wil jou skoonmaak, ek wil jou genees, ek wil jou aanraak. Ek wil jou versterk. Dis sy hart vir jou. Dis sy hart vir jou grootste vyand. My boetie en my sussie. Die persoon wat jy die minste respek het voor, dit is Jesus se hart vir daai persoon. En ek weet, ons sukkel partykeer met daai ene. Weet, nie een van ons kan die kerk bou nie, nie een van ons kan die liggaam van Christus bou nie. Net Jesus kan. Ons rol is om saam met hom te werk. Ons werk nie vir hom nie. Dink het wat 'n goeie verligting is dit om, as ek die voorstander kan snap, en sê ek kan niks doen nie. Al die druk is van my af. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie vir hom veel verander nie. Ek kan niemand verander nie. Dis nie my werk om iemand te verander nie. Ek werk saam met Jesus. Wanneer ek leef soos wat hy leef. Wanneer ek met 'n ander hart na mense kyk, wanneer ek met mense praat, wanneer ek mense anders hanteer, dan werk ons saam in die koninkryk van God. Weet, en ons is partykeer so vasgevang in ons opinie van dinge. Weet, en dan begin ons mense afsny en sê, okay, ek wil nie saam met daai mense dit, ek wil nie saam met die mense dit, wat se boodskap dra jy oor? Jy sê dit dalk met jou woorde, en jy sê daar vir daai persoon, luister, jy is nie heilig genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie, ek wil nie saam met jou wees nie, jy is nie op my vlak nie. Ek gaan weer terug na die ding van ons. Ons maak ons eie planne, ons meng met sekere mense. Dit was nie Jesus, dit was nie sy hart nie. Weet, God is 'n goeie pa. Hy is nie hierdie kwaai regter wat net wag om jou been te breek as jy 'n fout maak nie. Ek weet nie of Goggie so ene is nie, maar maar jy kan net wag dat iemand 'n fout maak, dat jy hom kan trap en vir hom kan sê, kyk hoe sleg is jy, ek het geweet as jy, ek het gewag dat jy dit doen, ek het geweet jy gaan weer faal, ek het geweet jy gaan mee misluk. Dis nie God nie. God sê, ek het jou geskape om meer as oorwinnaar te wees. Ek het jou geskape om lig te wees. Ek het jou geskape om sout te wees. Dis waarvoor hy jou geskaap het. Ek het jou geskape vir lewe in oorvloed. Het Jesus iets baie kragtigs gesê. Hy sê, as jy my gesien het, dan het jy die Vader gesien. Jesus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Wie van julle weet, hoe was Jesus? Hoe was Jesus? Saam met wie het hy gekuier? Hy het tyd gehad vir mense. Hy het tyd gehad vir elkeen. Weet jy, in Lukas 4 vers 18 sê, Jesus kom in die tempel en hulle gee vir hom die skril om te lees. En hulle gee vir hom die boek Jesaja en hy maak dit oop. En hy sê, die Gees van die Here is op my,
omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees. Nie om vir jou te sê, kyk hoe sleg is jy nie, jy is te arm, jy verdien dit nie, jy gaan dit nie maak nie, om aan die gevangenes vrylating te gee, om vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van sig te gee, en die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis wie Jesus is, dis God se hart, dis waarvoor hy hier is, dis wat hy vir jou wil gee. Ek wil vir jou vry maak, ek wil jou oë open, ek wil jou verlos, ek wil jou wonde genees, ek wil vir jou innerlike vrede gee. Dis wat hy wil doen. Dit is Jesus, en wanneer jy na Jesus kyk jy reguit in God se hart in. Dis sy hart vir mense. Weet ek het eendag dat ou gehoor sê, God is 'n goeie God. En hy's altyd in 'n goeie by. Weet, as God Vader is, weet dan kyk jy na die aardse pa en jy dink, ek het 'n goeie pa, maar partykeer is daar 'n wragtig en 'n krap by. Weet, ek kan net niks reg doen nie. Ek word elke keer word ek hier so oor die vingers getik en dan is dit 'n tensie en dan word ek gehok en dan word my selfoon afgevat en ek weet nie wat se goeders aan is. God het nie mood swings nie. Hy's altyd in 'n goeie by. Hy's altyd lief vir jou. Hy wil jou altyd help. Hy's altyd daar om te luister. God het jou lief. Jy is waardevol vir hom, jy's belangrik vir hom. God is opgewonde oor jou. Weet en hy het die beste vir jou in gedagte. En toe God jou geskaap het hy goud in jou geplaas. Hy het iets in jou geplaas wat iemand anders nie het nie. Wat hy wil hê, daai ding, daai unieke identiteit, daai unieke karakter, daai unieke persoonlikheid en met die omstandighede wat gaan gebeur in jou lewe, het ek jou geskaap dat jy daai goud kan uitkry en vir die mense kan gee daar buitekant. Dit het ek in jou geplaas. Dis wat God, hoekom hy jou geskaap het, is om eer aan hom te bring en om sy lig te laat skyn. Weet, Jesus sê op 'n ander plek in sy woord sê hy, weet, julle bestudeer die skrifte en julle bestudeer die skrifte so goed. Julle ken die skrifte, maar julle ken my nie. Julle ken nie my hart nie. Julle ken die versies, julle ken alles, maar julle ken my nie. Weet, so baie keer dink ek, hierso ken ek myself, weet, ons is jy besig om Bybel te lees, want jy moet 'n preek voorberei. Ek weet, ek kort notas vir my preek. Of, ek soek 'n skriffietjie vir iemand om net iets te sê, dat hulle van my hou, of whatever. Is tyd dat ons dalk die skrif begin lees en sê, ek soek Jesus in die skrif. Ek soek wie hy is. Ek soek die revelation van Jesus. Ek wil Jesus ontmoet in die skrif. En hy sê, wanneer hy skrif lewend word vir jou, wanneer hy skrif lewend raak, wanneer Jesus homself openbaar deur wie hy sê hy is, en deur die oortuiging van die Heilige Gees, want sonder dit bly dit net in jou kop. Dit is net versies wat jy ken en wat jy opsê. Weet maar, wanneer jy Jesus ontdek as die woord, as die waarheid, as die weg, as die lewe, wanneer jy hom ontdek in jou gees, wanneer jy ontdek dat dit lewend word hier binne, dan vul hy jou hart so met blydskap. Hy vul jou hart met soveel vreugde, dat uit die volheid van jou hart, loop dit oor na die wêreld buitekant toe. Maar jy weet, ons kan net gee, wat jy het, om my R5,000 te. Nou, het hom, hoekom, kyk asseblief, ek weet ons moet baie geld, geef my R5,000 toe. Jy kan vir iemand net gee wat hy het, wat jy het. Jy kan ons nie gee wat jy nie het nie. As jy nie die volheid en die revelation en die liefde van Jesus in jou hart het, hoe gaan jy vir die mense gee buitekant? Dit moet uitvloei, dit moet iets wees wat jy het. As jy dit nie het, wat gaan jy gee? Ons kan vir mense versies gee, ons kan vir mense mooi boodskappe stuur, maar dit is net leed, dooie woorde wat niks krag het nie. Weet en Jesus sê, die woord sê in die laaste dae, gaan daar mense wees wat 'n gestalte van godsaligheid het, maar hulle die krag daarvan verloor. Hulle praat die regte praatjie, hulle walk the walk, of hulle talk the talk, maar hulle kan nie die walk nie. Daar's geen krag nie. Hulle kan nie hulle vyand lief hê nie. Hulle kan nie bid vir hulle vyande nie. Hulle kan nie goed doen nie, want dit is nie in hulle nie. Die belangrikste ding wat ek dink ons moet vra vir die Here is om te sê, Here, hoe sien U my man, my vrou? Hoe sien U Suid-Afrika? Hoe sien U
vir Jacob Zuma, vir Julius Malema, vir jou grootste vyand. Here, hoe sien U die munisipaliteit? Here, hoe sien U Kraaienhof? En daar's ek baie keer, as ek hierdie dorp het niks, as jy iets soek kan kry jy dit nie. Weet maar, hoe sien jy die plek? Hoe sien U die kerk? Wat is U plan? Wat is U gedagtes vir die gemeente? Wat is U gedagtes vir my man, vir my vrou, vir my kinders? Weet maar, die meeste van ons gebed gaan net, Here, bless my seun, my Here voorsien hierso, verander daai in sy hart. Ons nog nooit gehoor wil die Here sy hart verander nie. Het jy al gedink dalk, net dalk, laat die Here moeilike situasies in jou lewe toe om vir jou hart te wys? Om vir jou te wys wat in jou hart aan die gang is? Want as jy deur 'n moeilike situasie gaan en daar's goed gebeur in jou lewe en mense maak jou seer en hulle stel jou te leer, het jy die guldige geleentheid om vir God te sê, Here, gebruik my nou om U liefde uit te leef aan daai persoon. Die manier hoe ek hierdie situasie hanteer, gaan daai persoon Jesus se liefde hersien in my lewe? Gaan hy voel, gaan hy genade kan sien? Gaan hy vergifnis kan ervaar? Gaan hy liefde kan ervaar of gaan hy oordeel, wegstoot, kritiek, beledigings, skinder, wat gaan hy ervaar? Wat gaan sy ervaar? Ons het die guldige geleentheid, hoe meer konflik as hoe meer geleentheid het jy om God se liefde uit te leef. Jy het soveel, ons lewe in 'n era vandag wat ons kan nie sê, Here, gee my 'n geleentheid, dit is oral. Ek het die toets so half gedop. Daar by Louis by die werk, toe stamp hulle my bakkie. Weet jy, my gesindheid nou kyk ek na daai security guard met ander oë. En ek moet dit bely, ek sê, Here, my hart is nie reg nie, dis 'n aardse voertuig. Ek het 'n geleentheid hier om liefde te kan uitleef, om vergifnis te kan uitleef, om genade te kan uitleef. Maar ons kyk na ons eie omstandighede en ons raak kwaad vir dinge wat gebeur. Weet die woord sê, Jesus spreek woorde van gees en waarheid. Dit is nie net dooie woorde nie, dit is waarheid, dit is 'n realiteit. En is tyd dat ons gebede in lyn kom met wie God sê jou man is, jou vrou is, die kerk is, die dorp is, die land is, jou vyande is. Daar is lewe in die woorde van Jesus. Jesus is die gewer van lewe. Dit begin by hom. Jesus het ook niks gedoen sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Die stukkie wat ons nou gelees het in Lukas, hoor wat sê, ek wil gou weer lees vir die wat dalk nou nie baie lank onthou nie. Lukas sê, en die Gees van die Here, sê Jesus, is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy kon dit nie doen sonder die Gees van die Here wat op hom rus nie. Sonder die Heilige Gees was Jesus ook magteloos. Jesus het geweet sy krag, waar sy krag vandaan kom. Hy kon dit nie doen nie. Hy kon niks in sy eie uit doen nie. Net so kan ons niks in ons eie doen nie. Ons, as Jesus die Heilige Gees nodig gehad het, daai volheid van die goddelikheid. Hy het geweet hoe dit werk, waar die eenheid is, waar die oorwinning is. As Jesus die Heilige Gees nodig gehad het, hoeveel te meer het ek en jy hom nie nodig nie? Die woord leer ons, hy sê klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek, jy sal vind, vra en vir jou sal gegee word. En gewoonlik stop ons net daar. En hy sê toe, hoeveel te meer, soos wat 'n pa vir sy seun 'n eier of 'n brood gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees aan julle gee as julle hom vra. Maar weet ons vra, ek dink ons vra dalk bitter min vir die Heilige Gees. Ons vra, Here gee vir my finansies, Here gee vir my vrede, gee vir my al die goed. Hoeveel van julle het reg gevra, Here, ek wil die volheid van u Gees ervaar sodat ek u getuienis kan wees. Want sonder daai deel beteken dit ons is kragteloos. Weet ons het net gepraat, almal van ons het al probeer om iemand te verander en jy kry dit nie reg nie. Weet ek het in my kort lewe al ervaar, ek kan nie iemand verander nie. Maar die Gees van God kan. God kan. Die Gees van God kan enige mens verander. Niks is by hom onmoontlik nie. Weet, wanneer jy mense aan Jesus voorstel, wanneer jy vol is van die Gees van God en hy liefde borrel uit jou uit, wat ons gekyk het by klip, wanneer dit in jou is en dit borrel oor, en jy stel hulle voor aan Jesus, dan raak hulle honger en dors, hulle raak
Hulle ervaar iets wat die wêreld hulle nie kan gee nie. Dit is 'n ander taal wat hulle nie verstaan nie. Daar's iets anders in jou. Hoe kan hierdie persoon my so hanteer nadat ek al hierdie goed aan hom gedoen het, aan haar gedoen het? Tog borrel hy iets anders uit hulle uit en hy dink, ek soek dit. Ek wil dit hê. Ons aksie spreek woorddele. Het Jesus die Heilige Gees nodig gehad om dit te doen? Ons het soveel meer nodig. Hy sê in Handelinge 1 vers 8 sê hy, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees. Sonder die Heilige Gees is jy kragteloos, jy is nie 'n getuie nie. Ek dink jy's meer 'n vyand van die evangelie en die koninkryk van God. Want jy gaan nie liefde kan uitleef nie. Dis 'n vrug van die Gees, dis nie 'n werk van die vlees nie. Jy kan dit nie doen nie. God sê, jou beste werke, jou beste poging om liefde uit te leef in jou eie krag is vir hom soos vuil ou klere. Jou beste poging. Want jy vertrou nog steeds op jouself. Ek gaan my man lief hê. Ek gaan op my tande kners en verdra as hy ding doen wat ek nie like hy moet doen nie en ek gaan nou maar net dit en dit en dit doen. Dis jou eie poging. En God sê vir hom dit is net so goed soos wat die vuil werke van die vlees is. Jou goeie werke van die vlees bly werke van die vlees. Daar's nie 'n verskil of wat goed of sleg is nie. Dis nog steeds die vlees. En dan nog steeds wil jy sê, Here, kyk hoe oulik is ek. Kyk hoe kan ek my maat lief hê. Kyk hoe kan ek die wêreld lief hê. There's no testimony, there's no power. Hy sê jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Hoe het Jesus geleef? Deur die beheer en die volheid van die Gees. Weet as Jesus jou hero is, dan moet jy ook deur die Heilige Gees gelei word. As Jesus die rolmodel is wat jy sê, dit is wat ek wil nastreef. Ek wil nie 'n disipel wees van Pastoor Aubrey of van watter predikant, ek wil 'n disipel wees van Jesus. Pastoor Aubrey het sy foute, ek het my foute, almal het hulle foute. Hoekom wil jy jou standaard so laag maak? Jesus is die perfekte een. Dis die een wat ons moet nastreef. Jesus moes weggaan. Hy sê, dis goed dat ek weggaan, dat die trooster kan kom. Want dis ons krag, dis ons oorwinning. Weet jy, die trooster is 'n kragtige woord. Besef julle dit? Die trooster is nie, ai shame, nee, ek is saam met jou jammer, dink aan jou en ek troos jou so 'n bietjie nie. Dis nie die trooster nie. Die trooster beteken die een wat ons lei in die volle waarheid. Die een wat ons oortuig van wie Jesus is, wat Jesus reveal vir ons. Luister wat ek nou sê, dit is nie dieselfde Jesus wat met sy sandale deur die stofstrate loop nie. Dis nie daai Jesus nie, dis die een wat gesterf het, die een wat opgestaan het, die een wat die vleugels van die doderyk in sy hand hou, die een wat sit aan die regterhand van God, aan wie alle oorwinning gegee is. Dit is die Jesus wat die Heilige Gees jou oortuig van. Dis nie die Jesus wat op die aarde rondloop en straatjie ons dink is hierdie jammer Jesus en alles nie. Dis 'n oorwinnaar. En hy het jou gemaak meer as 'n oorwinnaar. Maar leef jy dit uit vandag? Ek wil vanoggend vir jou vra, en ek sluit af. Die manier hoe jy mense hanteer. Kom ons bid gou eers saam.